SAK nuus potgoeie. Die jongste nuus, vermaak en meer. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG. Vind ons waar ook al jy na jou gunsteling podsendings luister en op sabcnews.com. Ons hou jou op hoogte van sake. Skeer nou terug na 'n storie waaroor ons gister berig het op Monitor. Herrie het ontstaan in Afrikaner kringe oor die Nie in my naam veldtog en 'n naweek koerant berig wat beweer dat die veldtog deur die regering gedryf word. Verklaring deur 'n groep Afrikaners het hulle gedistansieer van die Trump-administrasie en die FSA se Afrikaner vlugtelingeplan. In die artikel word die verklaring met 'n amptenaar by internasionale betrekking en samewerking, Karen Burger, verbind. Maar in ons gesprek gister met professor Piet Kroukamp het hy volgehou dat hy die een was wat die veldtog deur middel van die verklaring met stapel gestuur het, maar in die gesprek gister het hy ook stellings gemaak met betrekking tot die solidariteitsbeweging se rol in die narratief wat deur Donald Trump aanvaar word dat daar 'n volksmoord onder Afrikaners hier in Suid-Afrika plaasvind. Nou die voorsitter van Solidariteit, Flip Buys, is vanoggend met ons. Flip, goeiemôre. Goeiemôre. As ook die man wat die stelling gemaak het gister op die program, Piet Kroukamp, hy is ook terug met ons. Piet, goeiemôre. Môre Oudo en môre Flip. Flip, kom ons begin met jou. Wat presies is dit wat in gister se gesprek aanstoot gegee het vir solidariteit? Kyk, ek kan nou nie reageer net op gister se gesprek nie. Dit is vir my baie belangrik dat ons die feite stel. En die feite is dat ons vir die Amerikaners dit duidelik gestel het dat ons sien nie wat in Suid-Afrika gebeur as 'n volksmoord nie. Dit is baie ernstig. Die aanvalle op ons boere, die geweldige marteling wat daarmee saamgaan. Ook die feit dat meneer Ramaphosa nie vir Malema veroordeel met sy kieleboer liedjies nie. Ons is bekommerd oor die feit dat die grondwetlike hof nie gesê het dit is haatspraak nie. Met ander woorde, ons sit met 'n situasie waar mense deur sekere ekstreme politici opgesweep word om mense van 'n bepaalde etniese groep dan uit te wis en die president van die land swyg, die grondwetlike hof swyg en dan kry jy dat hierdie tipe gerugte in die buiteland uitkom. Met ander woorde, in kort sê ek dat ons het begrip daarvoor dat daar 'n klein groepie mense is wat werklik waar aangeval is of wat geweld vrees, dat hulle dit sien as 'n oplossing vir hulle. Ek praat nou van die vlugtelingprogram. Ons sien dit nie as 'n oplossing vir 'n hele gemeenskap soos Afrikaners nie, maar ons gaan nie daai mense kwaadlik neem nie. Ons dink die werklike skuldiges is die ANC, is die regering wat hierdie mense nie beskerm nie, wat nie plaasmoorde as 'n proteitsmisdaad wil verklaar nie. Hulle is die werklike skuldiges. Kyk, die reg tot repliek word mos natuurlik uitgereik op die basis dat daar sekere dinge gesê is op gister se program en dan gee die persoon 'n geleentheid om antwoord te gee. So jy hou vol, Flip, julle het aan die verteenwoordigers van Donald Trump gesê, daar is nie 'n volksmoord in Suid-Afrika nie, want dit was die bewering gister deur Piet, dat julle dit nog nooit aan die Amerikaners so gestel het nie. Ja, ons gee die feite aan die Amerikaners deur. Weet, iemand wat dink jy kan die Amerikaners mislei met 'n paar stories, dit is net nie waar nie. Wat ons wel bekommer, en ek aanvaar heeltemal Piet se woord dat van sy kant af het hy die veldtog begin, die hele briefstorie begin, maar dit is so dat 'n senior persoon wat aan die Washingtonse ambassade verbonde is, wat nou in die direkteur-generaal van buitelandse sake betrokke is, wat ook met respek die inligting wat ons kry is dat sy in die staatsveiligheidsdiens dan gekoppel is. So dit skep die idee van 'n staatsgedrewe intelligensieprojek wat daarop gerig is en wat ook Solidariteit en AfriForum by hierdie ding ingesleep het en heel wat stellings oor ons gemaak het, maar ek aanvaar dat die meerderheid, indien nie al die mense wat die brief onderteken het, nie geweet het, dat dis eintlik 'n staatsprojek ook nie. Dit mag wees dat individue soos Piet hulle dit ook uit hulle eie inisiatief begin het, maar die stellings, en dit is my kernprobleem, dat Piet gister stellings gemaak het oor van ons mense wat wil apartheid teruggee en rasisme en so aan, wat 'n klomp nonsens is. Ek wil net hê ons moet oor die feite praat. Piet, wil jy reageer daarop?
Ja, kyk, hoor Flip het was weer die ding bietjie weggepraat toe jy 'n baie spesifieke antwoord by hom wil hê. En watter formaat het hulle byvoorbeeld vir die Amerikaners gesê dat daar nie 'n volksmoord in Suid-Afrika is. Maar dis een ding as jy sê daar is 'n volksmoord of daar's nie 'n volksmoord nie en dan die data wat jy voorsien, die 144 wette teen spesifiek Afrikaners gemik en dan sê hy ook daar's 'n aanval op 'n etniese groep, daar's spesifieke aksies teen 'n etniese groep. Nou daai is alles wat korrespondeer in die Amerikaanse parlans met 'n volksmoord. So hulle skep die indruk van 'n volksmoord deur bepaalde feite te vat en aan te bied as sou hulle spesifiek geteken word deur swart Suid-Afrikaners. Kom ons gee vir jou 'n idee. Hy sê altyd maar ons gee nie die feite vir mense. Hy het byvoorbeeld 'n artikel van die Economist aangehaal wat hy duidelik die feite in verdraai het. In die eerste plek het hy gesê heeltemal reg 50% Suid-Afrikaners het 'n 50% vergroting van bates en kapitaal gehad wat enorm is by enige standaarde. Dan sê hy die onderste 50% het verarm. Maar hy praat van die artikel praat van die onderste 50% Suid-Afrikaners waarvan Afrikaners maar net 1% is. Met ander woorde hy skets die prentjie as sou dit spesifiek daarop gerig wees om van Afrikaners slagoffers te maak. Die werklikheid is dat wêreldwyd het 'n middelklasse verarm in bepaalde areas. Sekere dele van middelklas in Wes-Europa en Noord-Amerika het ook verarm. Met ander woorde, feite word aangebied op 'n manier wat nie korrek is nie om hierdie slagofferskap narratief te dra. Kom ek gee net die laaste verwysing na mense wat ek gister oor gepraat het. Jaco Kleinhans was die voorsitter van die Orania Stichting geweest, toe trek Flip hom na solidariteit. En ons weet wat die assosiasie van swart Suid-Afrikaners is met Orania, né? Dit is 'n poging om te isoleer en af te stig van Suid-Afrika. Dis 'n duidelike apartheidsprojek en as jy 'n swart Suid-Afrikaner kwaliek daarvoor wil neem wat hy dink dis 'n apartheidsprojek is dit vir jou eie rekening. Daai selfde persoon word die woordvoerder van solidariteit met die Amerikaners. Daai selfde persoon is nie bereid om uit te spreek en te sê dat ons kan nie toelaat, ons kan nie aan die Amerikaners se uitvoer van wit Suid-Afrikaners na Amerika as 'n projek van hulle slegs wit immigrasiebeleid aanvaar. En dan hoor hy is nie bereid om daarteen uit te spreek. Hy is net 'n laaste ding voor die aangaan. Ja. Dan is hy is 'n sterk voorstander van Bozell, die nuwe ambassadeur na Suid-Afrika. Hy spreek hom die hele tyd op sosiale media uit. Bozell is die regte ding. Dit uiteindelik gaan ons Suid-Afrika op die regte traject plaas. Bozell is die persoon wat nie voor die Senaat kon gesê het dat hy hom uitspreek teen 'n slegs blankes immigrasiebeleid nie. En nog erger, dink nie wat se tipe persoonlikheid is jy? As jy nie in die Senaat kan sê ek is daarteen dat swart Amerikaners hulle stemregpotensiaal kan verloor. Dit is die karakter wat hy uitgevoer het. Dit is die voorstel. Hou vas Piet, Flip. Wag 'n bietjie Flip. Nee, Piet, hou vas. Piet het nou 'n aanval op Jaco Kleinhans wat nie hier is om homself te verdedig nie. Jaco is een van die topkenners van die internasionale politiek deesdae. Hy het baie goeie kontakte nie net aan Amerika nie, in ander deel van die wêreld. Die nonsens dat Jaco iemand is wat wil apartheid terug hê, dit is smeerstories wat deur Piet versprei word. Die punt is Piet, ek sê julle laat misbruik in 'n staatsgedrewe intelligensieprojek om die ANC se kant van die saak te stel om ons as organisasies te ondergrawe wat ons bes probeer om te keer dat Donald Trump en die Amerikaners hierso sanksies teen ons dan inskryf in hierdie hoë tariewe. Die feit is dat dit is so dat Jaco het die nuwe ambassadeur verwelkom of hy het positief daarop gereageer omdat hy voel dat die persoon sal druk op die ANC sit waar dit nodig is met dinge soos die onteiening sonder vergoeding, met rassewette, met plaasveiligheid, met die Kieleboer storie. En ons dink, dit is so dat ons dink daar is druk op die ANC nodig. Ons sien in watter rigting die land gaan. Ons dink is die verkeerde rigting. Ons dink die oplossing is nie om die ANC se kant van die saak dan te stel nie. Ons dink werklik waar hier is druk op die ANC nodig. Piet, en die feit is, daar is rassewette. Die feit is 50% van Afrikaners is 50% armer as 30 jaar gelede. Wat ons probeer vir die mense sê is die feite en ons wil graag hê dat die land moet verander, daar moet diepgaande hervormings kom sodat die land regkom en almal wit en swart 'n beter toekoms in hierdie land het. Kan ek 'n vraag miskien aan albei van julle rig? Flip sê
jou beweging, Piet, word hier deur die regering gedryf. Hy speel 'n rol in die narratief wat julle met die res van die wêreld deel. Op jou beurt sê jy vir Flip, maar julle word deur MAGA en deur Donald Trump gebruik as Afrikaner simbool. Want wat hulle hier doen, stem ooreen met hulle veldtog daar, met verregses in Amerika. Die feit dat julle so sterk verander met mekaar, is dit maar nie net 'n aanduiding dat daar nie een Afrikaner gemeenskap in Suid-Afrika is nie, dat julle maar net 'n diverse groep is en dat julle politieke menings groot kan verskil met mekaar. Ja, die heel laaste ding wat ek nou vanmôre in die mood voor is om 'n reconciliation. Ek hoor jou. Dit is baie belangrik om die geskille wat tussen ons besleg, eerder as om nou vir mekaar te vertel hoe nice is die ander ou en hoe wonderlike werk hulle doen. Die idee van die gedagte dat Karen Burger die skade berokken aan ons saak bestaan net in mense se koppe wat probeer om ons te stigmatiseer. As jy net kyk wat die laaste paar dae op sosiale media gebeur, kom ek gee jou 'n idee. En ek moet nou vir jy sê, Flip sal dit nou ontken, maar ek aanvaar al hierdie mense wat so vloek en skree op my ma vervloek met die N-woord, die K-woord, die P-woord gebruik, die hele tyd met my praat, sonder uitsondering identifiseer hulle met Flip hulle. Met Flip hulle se saak. So ek smeer dit nie noodwendig op Flip se brood nie, maar dit is die identiteit waarmee ons te doen het in Suid-Afrika. As jy die oomblik wat jy Solidariteit teen AfriForum aanvat, wat hulle probeer doen is, die eerste plek, hulle probeer jou stigmatiseer. Hulle laat hierdie duisende mense toe wat hulle baie selde aanspreek. Ek moet vir jou sê, laat ek Flip dit toegee. Ek het een keer gesien dat hy van mense gesê het, luister, jy kan nie in ons naam hierdie goed sê nie. Maar Jacob Kleinhans is baie skraal met dit. Hy het een keer so iets daarna verwys. Maar met ander woorde, niemand van gisteraand op Dirk Herman se blad was daar hierdie vervloek en verskree in rasisme, openlike rasisme. Dit is mense wat hulle assosieer met Flip Buysel se saak. Ek weet Flip hulle wil eerlik wees en sê, hierdie mense praat nie namens ons nie. Hierdie mense distansieer ons van ons. Maar hulle doen dit nie want hulle is bang om hulle ek doen dit nou. Ek distansieer my van mense wat enige rassistiese kommentaar maak. Flip is nou die tweede. Ek weet daar by Solidariteit se hoofkantoor praat jy eerste en laaste. Dit is nou die tweede keer wat jy meneer Rede val. Ek wil hê jy moet sit en wag en geduldig wees. Jy val gewoonlik ander mense in die rede. Hy het nou ook die ding van Jacob Kleinhans het hy ook weggepraat. Ek het dit baie duidelik gestel dat die verbintenisse, en dis logiese verbintenisse om te maak vir baie swart Suid-Afrikaners, dat as jy so iemand kies om jou woordvoerder te wees in Amerika, wat met daai geskiedenis, daai apartheidsgeskiedenis, terloops, né, Flip en Kali, al hierdie mense by Solidariteit en AfriForum, né, het in 1994 het hulle teen hierdie liberaal-demokratiese grondwet van ons gestem. Met ander woorde, hulle sit in 'n stelsel wat dit teen gestem het. Dan maak hulle verbintenis in Amerika met konservatiewe groepe wat duidelik ondermynend is. En kom ons wees eerlik, ons almal weet die ANC regeer swak. Ons almal weet die ANC vernietig Suid-Afrika en besteel Suid-Afrika en plunder Suid-Afrika. Ons kan maar net gekyk na die Mandela Kommissie om dit bevestig. So niemand van ons twyfel daaroor nie. Maar al wat ek sê is, daar is geen empatie, niks nie, van Solidariteit en AfriForum, vir swart Suid-Afrikaners wat die meeste geraak word, wat in absolute bloedbad van Suid-Afrika leef van misdaad, wat in absolute armoede leef dankse die ANC. Dis nie empatie met daai mense nie. Hulle empatie is met die mense wat alreeds bemagtig is en die waarskynlikheid dat hulle verarm is. Gegee die absolute deplorable omstandighede waaronder ons. Piet, dit nou net so uitgewerk dat Flip, jy het die laaste kans om aan die voor te wees. Hoe wil jy hierdie ding tot 'n einde bring? Kyk, miskien moet ek net sê, ons staan nog altyd, die name wat Piet nou daar genoem het, ons staan nog altyd federale bedeling. Dit is so, ons was van 94 af teen 'n sentralistiese eenheidsstaat, ons het gesê dit gaan nie werk nie, ons het gesê magte moet verdeel word, dat die ANC die magte gaan sentraliseer in die land, en ons het voorsien dat die land gaan uitkom waar hy nou uitgekom het. So dit is wat ons voorgestaan het. En die ANC kan nou, en Piet kan nou meer en meer verskoning soek, en natuurlik erken nie dat die ANC swak regeer, mens kan dit nie anders erken nie, maar die feit is net dat die stelsel
maak dit vir hulle moontlik. En dis hoekom ons sê daar moet diepgaande hervormings in die land dan uitkom. Ons het baie simpatie met die armes van die armes. Dit is hoekom ons so 2 weke terug alweer 'n nuwe organisasie saam met verskillende swart groepe, meer as 30 swart groepe in die land gestig het, om te kyk na oplossings vir die land se probleme waar die ANC nie by uitkom nie. Ek is moeg dat iemand wat niemand verteenwoordig nie. Piet is 'n kommentator, hy kan elke dag sê wat hy wil. Ons het verlede jaar 'n verklaring uitgereik wat ondersteun is breedweg deur organisasies wat 2 miljoen Afrikaners verteenwoordig. Piet is 'n individu, dis 'n klein groepie wat ons heeltyd verneig aanval wat die ANC se beleidsrigting soos hierdie rassewette, soos onteiening en al daai goed wat dit verdedig en wat in die ANC se hand speel met hierdie tipe van goed. Net laastens wat meneer Trump betref, dit is nie dat ons meneer Trump as president gekies het nie. Ons werk net met die feite. Meneer Trump is president van die magtigste land in die wêreld en dit is belangrik vir Suid-Afrika om goeie verhoudinge te hê. Ons het gesien die rampspoedige invloed op ons ekonomie wat hierdie tariewe het. So ons moet met die Amerikaners skakel. Ons sal voortgaan om met hulle te skakel, die feite vir hulle deurgee en te probeer om die verhoudinge met die FSA te normaliseer sodat almal in Suid-Afrika 'n beter land kan hê. Flip Buys is die voorsitter van die Solidariteit-beweging en professor Piet Kroukamp, 'n politieke ontleder by die Noordwes Universiteit se Sakeskool.